Here ons God, ons wil bid vir die hospitaaldienste. Here, al die dokters en die verpleegsters wat werk, ook om mense te genees soos wat U hulle genees het. Here, wil U deur U woord en die Gees ook daai siekte en daai sonde uit ons harte uitsny. En ons klipharte uithaal en vir ons harte van vlees gee. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees uit Matteus 16 by vers 13. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi gekom het, het hy vir sy disippels gevra: Wie sê die mense is ek? Wie is die seun van die mens? Hulle antwoord: Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord: U is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Ons lees tot sover in Matteus 16. Dan lees ons in Lukas 22. Daar lees ons by vers 54. Lukas 22 vers 54. Hulle het Jesus toe gevange geneem en hom weggelei en in die huis van die hoëpriester gebring. Petrus het op 'n afstand agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur en daar het mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'n diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het hom goed bekyk en gesê: Die een was ook saam met daardie man. Maar Petrus het dit ontken deur te sê: Juffrou, ek ken hom nie. 'n rukkie later sien iemand anders hom en sê: Jy is mos een van hulle. Maar Petrus antwoord: Man, ek is nie. Na verloop van so wat 'n uur, nog een met beslisheid beweer, so waar die een was ook saam met daardie man. Hy is mos ook 'n Galileër. Maar Petrus sê: Man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het: Voordat die haan vannag kraai, sal jy my 3 maal verloon. Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Die manne wat vir Jesus bewaak het, het aangehou om met hom die spot te dryf en hom te slaan. Hulle het hom geblinddoek en gesê: Jy is mos 'n profeet, sê wie het jou geslaan? En nog baie ander godslasterlike dinge het hulle hom toegesnou. Broers en susters, ons lees net tot sover. Broers en susters, ons het nou gelees in die Bybel, die woord van die Here, het ons gelees dat Jesus kom met die disippels en hy sê: Nou, wie sê die mense is ek? En hulle sê: Man, party sê is Elia, party Johannes, so. En toe vra Jesus hulle direk: Wie sê julle is ek? En dan kom hierdie wonderlike belydenis, van Petrus. Hy sê: U is die Christus, die seun van die lewende God. 'n Pragtige belydenis is dit. Kort en kragtig: Jesus is die seun van God. Broers en susters, in die ongelooflike is dat Jesus sê dan vir Petrus: Maar jy kon dit nie uit jou eie gesê het. Dit is aan jou openbaar deur God die Vader. En dan gaan hy nog verder, hy sê: Op hierdie rots
Want die woord Petrus kom van die woord Petra, wat rots beteken. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. En dan gaan Jesus nog verder, hy sê die magte van die doderyk sal dit nie kan skuif nie. Ongelooflike woorde wat Jesus vir Petrus sê. Nou broers en susters, dit is so natuurlik dat ons het ook nou vanoggend jong mense wat hulle geloof gaan bely, soos wat ons ook ons geloof bely het voor die Here en voor die wêreld. Die ding is broers en susters, hierdie teksgedeelte verstaan ons en die Rooms-Katolieke Kerk bietjie verskillend. Kyk, die Rooms-Katolieke Kerk het ons die pause, né? Nou hulle sê dat daai rots verstaan hulle nou as Petrus, die persoon van Petrus. En hulle sê dat die pause is nou al vloei uit Petrus uit. Hulle is so al soos amper familie van hom, né? En op daai rots, die paus, kan dan ook woorde sê wat direk van God kom, né? Nou goed, al dis die Rooms-Katolieke Kerk. Ons wat die gereformeerde kerk is, sê, nee, maar julle moet so 'n bietjie verder in die Bybel lees. Want broers en susters, as ons dan nou die kerk op 'n persoon gaan bou, gaan die kerk dan nog leef? Ons het dan nou net gelees hoe hierdie persoon net so 'n paar hoofstukkies later vir Jesus heeltemal verloon het. Hy het gesê hy ken hom glad nie. Het Jesus van daai rots gepraat. Broers en susters, en dan nou nog later, soos ons verlede keer gesê het, dan kom Petrus daar by Paulus se heidene gemeente, wat nou nie Joodse Christene is nie, maar heidene Christene, en dan, as Jakobus hulle bykom, Petrus kuier iets lekker saam met hulle, sê, ja, maar hier is geloof, is die belangrikste, Christus is alles hierso. Maar toe die Joodse Christene bykom, toe draai Petrus sy rug weg van hulle af. Nou broers en susters, as ons die kerk gaan bou op die integriteit van Petrus, broers en susters, dan is daai kerk dood. Dan is daai kerk bestaan nie meer nie. En daai Joodse Christene, wat nou Jakobus en Petrus so was, broers en susters, waar is daai kerk? Sien u nog 'n Joods-Christelike kerk? Daar is 'n enkele klein gemeentetjie dink ek in die Kaap. Maar daai kerk van hulle is dood. As ons in die kerk gaan eksklusief wees en sê, maar dit is net vir ons Jode, of is net vir ons soort, broers en susters, dan bou ons nie op 'n vaste fondament nie. Dan bou ons op 'n wankelrige fondament wat eindig in die dood. Broers en susters, daai rots waarvan Jesus praat, is nie Petrus nie sy persoon nie. Die rots is Petrus se belydenis. Ook nie is sy belydenis nie, die inhoud van sy belydenis. En wat is die inhoud van Petrus se belydenis? Die inhoud is Jesus Christus. Hy is die fondament. En as hy nie die fondament is, die broers en susters, dan gaan daai kerke nie maak nie. Dan gaan die magte van die doderyk hom platloop. Dis hoe dit nou staan in 1 Korintiërs 3. Volgens die genade wat God aan my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Goed, broers, dan gaan ons nou 'n bietjie verder in tyd en dan sien ons nou vir Petrus daar en Jesus op pad na die kruis toe en dan sê Petrus, hy sê maar hy gaan by Jesus staan, né? Maak nie saak wat gebeur, né? Hoe staan dit in Lukas 22? Jesus sê, Simon, Simon, dis nou Petrus, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan. Maar hy antwoord, Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannag nie kraai,
voordat jy my 3 maal verloon het, deur te sê dat jy my nie ken. Broers en susters, so hier's nou nog, mense kan sê, nog 'n pragtige belydenis van Petrus. Hy sê, Here, maak nie saak wat kom nie, ek gaan in die gevangenis vir u, ek gaan in die dood vir u, né? Dit is 'n mooi belydenis. Ek sal u volg oral, né? Maar broers en susters, dan gebeur dit nou so dat Jesus nou gevange geneem word, en dan het ons nou vir Petrus, wat hy kom nou daar in die hoofpriester se huis, en hier is dit nou 'n bietjie moeiliker om te sê wat hy heeltyd nog sê, né? Want hier staan die soldate om hom, en Jesus is daar op sy knieë, verneder vir Jesus. Petrus is nou hier by die vuur, en maar hy wil graag daar wees, nie. Hy het ons toch gesê, hy gaan. Maar broers, al die soldate is hier om, en nou is hier nog hier lastige meisie wat hy nog sê, maar kyk, jy's een van sy, jy ken mos vir hom. En wat sê Petrus? Ek ken hom nie, nee. Ons kan dit verstaan. Wat so gebeur het as ek gesê het, hy ken hom? En dan wie sê hy aan die, nee, maar jy is mos een van hulle. Hy sê, nee, dis nie so nie. En broers, is dit dan, later vra hulle weer. En dan sê Petrus, ek weet nie waarvan julle praat nie. Nee. En die ander weergawe is, vloek hy vloek en hy sweer, hy sê, ek ken hom glad nie, nee. Broers, susters, iets hiervan word geïllustreer in 'n film, wat die verhaal vertel, die film se naam is The General's Daughter. Nou dit vertel die verhaal van 'n vrou wat in die weermag is, en haar pa is die generaal van die weermag, né? En nou gebeur dit so dat sy op 'n wreedaardige manier vermoor word, en dan is daar nou speurders wat die saak ondersoek. En dan in die saak kom daar nou sekere dinge aan die lig. Nou, broers, dit is net om hier te verduidelik, die vrou sterf dan nou op 'n wreedaardige manier, en dan kom die speurders, dan ondersoek hulle nou die saak, en dan sien hulle, sy het haarself skuldig gemaak aan vreeslike wandade en so, en dan soek hulle nog wil 'n bietjie uitvind waaroor gaan dit nou eintlik, hoekom is sy nou dood? En dan, soos jy nou miskien gehoor het, daar praat hy nou met haar sielkundige op 'n stadium, en dan sê, die man gee net vir hom 'n idee, hy gee nie vir hom 'n verduideliking, hy sê, en dan probeer hy nou raai, en sê, wat is dit nou verkrachting of so, is dit ryp? Dan sê die man vir hom, worse. En dan probeer die speurder nou uitvind, what is worse than rape? Wat is dan nou erger? Kan daar iets erger wees? En broers, is die verskriklike einde van die film, sien jy, wat is erger? Jy sien dat op dat sy, toe sy jonger was, het haar groeps, die soldate het haar verkrag, en toe gaan sy die aand, gaan sy na die hospitaal toe, en haar pa, die generaal, kom daar aan, en hy kom by haar bed, en hy sê die volgende woorde, it never happened. Nou goed, hy het dit nou gesê, soos hy vir homself gesê het, oor diplomatieke redes, want dit wil 'n slegte beeld vir die weermag, nou sulke goed, wil ons nie dit hê nie. So vir die beeld van die weermag, moet ons dit maar liewer stil, né? Ons moet maar liewer sê, dit het nooit gebeur nie. Broers en susters, as Jesus nou vanoggend na ons moet kyk, wat sal hy sien? Broers en susters, ons het hier in hierdie strate, in Kraaifontein, miskien in ons eie huise, het ons oor baie jare groot rassespanning gehad. Ons het maar woordjies gebruik, mense is verneder, bevolkingsgroepe is verneder. En ek kan sê, ja nee, ons niks daarmee te doen gehad nie, ons het niemand seer gemaak of so nie, ons het niemand uitgejou en geskop en geslaan of goed nie. Maar broers, dis nou wat Petrus ook sê, hy het niks gedoen nie, hy het nie vir Jesus geskop of geslaan nie. Maar wat het Petrus gedoen? Petrus het gesê, ek ken hom nie,
What is worse than rape? Wat is erger as die geweld wat gebeur het hier by ons, om ons? Erger is dat ons, wat hierdie belydenis het, stil gebly het. En gesê het, ons ken nie nou vir Jesus nie. Want die soldate is hier om ons, die almal is teen. Wat gaan gebeur as ek nou praat? Broers en susters, ons is bang. Bang om te sê. Die probleem is ons verraai nog steeds. Want ons het nie eers die moed om nou vandag te sê dat rasisme 'n sonde nie. Maak nie saak hoe dit lyk nie. Ons dink ons praat jy praat politiek korrektheid. Niks met politiek korrektheid te doen nie, broers en susters. Dit het te maak met ons belydenis. Wat staan daar in Kolossense? Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie. Andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles in almal. Dis ons mooi belydenis. Maar sal ons dit bely as die soldate om ons staan? As ons vriende om ons staan met ons verskil? Of gaan ons maar sê ons ken hom nie? En so elke daad van geweld, elke rassistiese daad regverdig en sê ja, dis eintlik maar okay so. Broers, dit is nie okay nie. Die vraag is hierdie vir ons in die kerk. Is hierdie kerk myne? Is hierdie kerk jou kerk? Broers, hierdie kerk is Jesus Christus se kerk. So wie gaan sê hoe lyk die kerk? Kan ek sê hoe hy lyk? Gaan jy sê hoe hy lyk? Of gaan die driemaal heilige God sê hoe hy moet lyk? En die driemaal heilige God sê, hier is nie van belang of iemand Griek of Jood is, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Sou ons waag om met God te verskil? Sou ons vir God voorskryf hoe sy kerk moet lyk? Broers en susters, God is heilig, heilig, heilig. Kom ons bid saam. Diep, o God, diep neergeboe, staan ons voor u hoë reg, in volslae onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg? Here, ons bely ons skuld. Ons bely dat ons u nie bely het toe het saak gemaak het nie. Ons bely dat ons so bang is soos Petrus. Ons bely dat ons broers en susters verraai het. En vir u. Dankie, Here, dat ons na u troon kruip en vir u smeek om genade. En dankie, Here, dat u sê u kan ons genadig wees as ons sondes bely, as ons ophou met hierdie sonde en vir u dien. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen.